Goeienaand en baie welkom. Ons is by die 11de Junie en ek hoop dat dit met elkeen baie goed gaan. Nou goed, ons het 'n paar vorige woensdae het ons saam gedink oor die ark en hoe dit eintlik 'n baie belangrike rol in Israel se godsdienstige en politieke geskiedenis gespeel het. En dit ook iets was wat die Here verordineer het, dat die Here vir hulle gesê het om dit te maak, maar dat hulle ook nie met die ark net kon doen wat hulle wou nie. Dit was 'n heilige voorwerp. Maar dat die Here nie selfs deur iets soos die ark hom laat manipuleer nie. En die laaste verwysing, en dis seker, ja, ons sluit bietjie af daarmee, van die ark kry ons dan in Kronieke. Ons gaan so 'n bietjie net kyk, nee, wat dink ons van die ark in die laaste aflewering en wat het van hom geword. Maar voordat ons bietjie daaroor dink, kom ons bid net saam. U goedheid, Here, kan ons nie pyl nie, nee, ons word daardeur diep getref. Ons weet dat daar's niks en niemand anders wat vir ons die verlossing bring nie, U alleen. En daarom wil ons ook nou ons hart tot U verhef. Mag ons, o Here, in ons nederigheid en in ons kleinheid en ons mens wees, en ons kind wees van U, ook nou in hierdie oomblik net rustig raak en saam dink en bepeins en ja, miskien is daar nog baie vrae en dinge om oor na te dink. Maar dit is wonderlik, Here, want hoe meer en meer ons met U besig is, hoe nader en nader groei ons aan U. So mag U ook hierdie oomblik gebruik om ons nader aan U te trek. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou die laaste vers na die ark wat fisies daarna verwys, nie simbolies nie, is 2 Kronieke 35 vers 3. En dit was tydens die regeringsjare van koning Josia. En hy het 'n klomp hervormings aangebring terwyl hy koning was. En hy was besig om die Paasfees te vier en dan staan daarna het hy die Lewiete wat vir die onderrig van die hele Israel verantwoordelik was aan die Here gewy, beveel, sit die heilige ark in die tempel van koning Salomo van Israel, of wat koning Salomo van Israel, seun van Dawid, gebou het. Nou goed, en dan sal hierdie hervorming, die godsdienstige hervorming wat ook plaasvind in Israel, en na koning Josia was daar, of eintlik Juda, nee, 'n bietjie meer spesifiek, na koning Josia was daar nog 4 konings wat geregeer het, min of meer so 23 jaar, en daarna is Juda dan, of die suidelike stammeryk, in ballingskap weggevoer. En dan lees ons in 2 Kronieke 36 vers 18, alles wat in die tempel was, of wat groot was of klein, die skatte van die huis van die Here, van die koning en sy amptenare, alles het hy na Babel toegevat. Nou die groot vraag is natuurlik of dit die ark ingesluit het. Nee, want daar's nou 'n klomp dinge, nee, as Josia die verbondsark teruggesit het in die tempel, dan was dit per implikasie nie meer daar nie. So ergens het een van die konings in hulle afgoderry die ark geskuif om ergens anders gaan neersit, om gebeure, wat ook al die geval was, maar dit was anders, dit was nie op sy plek nie, en Josia het hom weer teruggesit op sy plek. So, dan is die logiese vraag, want na koning Josia was daar nie van die ander konings, en hulle het maar weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, nie daai refrein, wat ons so baie keer hoor. So dis moontlik dat een van hulle hom weer uitgehaal het en op 'n ander plek gestoor het. Nou, ons weet nie. Wat ons wel weet is, daar is geen vermelding van die ark in die nuwe tempel wat gebou is na die ballingskap nie. So, maar die vraag is nog steeds, hoe kon die ark, wat eintlik so 'n belangrike simbool vir die volk was, hoe kon hy net weggeraak het? En dit gee allerlei, ja, of aanleiding tot allerlei legendes en interessanthede. Daar's 'n rabbynse legende dat toe die Babyloniërs vir Israel binnegeval het, of Jerusalem binnegeval het, en die tempel toe nou bedreig was, het hulle die ark gevat en het hom in die lug gegooi, en toe die Here die ark gevang en weggevat hemel toe. Nee, so daar's sulke interessante legendes wat eintlik begin ontstaan het. Nou, sommer net 'n paar van hierdie legendes. Nou, daar's 'n magdom, nee, as jy gaan Google of op YouTube gaan kyk, en party van hulle is, dit word baie keer baie vreemd. Maar goed, sommer net 'n paar interessante legendes. Die een is dat koning Salomo het 'n grot langs die Dooie See. Nou, daar's sommer so 'n bietjie 'n prentjie van hoe dit langs die Dooie See lyk. Daar's letterlik honderde grotte in die berge rondom die Dooie See. En dat hy een van daai grotte geïdentifiseer het, waarin die ark dan geplaas moet word ten tye van 'n militêre vyandige inval. En dat Josia dan kort voor sy dood die ark in een van die grotte geplaas het, omdat hy nie sy seuns vertrou het nie,
en dat daai grot dan net eenvoudig nooit gevind is nie. Dis een teorie. 'n Ander teorie is dat toe Josia hoor dat die Babyloniërs hulle gereed gemaak het om Jerusalem aan te val, dat hy die ark weggesteek het. En dat ons net eenvoudig nie weet waar nie. Party mense sê dat het waarskynlik ergens was onder die tempelgebou. En party anders sal sê, miskien dat daar store en goeders was ondergronds en dat hy in een van daai store was. Maar die tempelterrein is dan hierdie foto wat jy ook sien, en die goue koepel wat jy daar sien is dan die Al-Aqsa moskee, en hierdie terrein is nou vir die Islam sowel as vir Judaïsme iets van 'n heilige plek, en daarom mag gaan nie opgrawings daar gedoen word nie. So, daar is die teorie dat die ark dan nog waarskynlik daaronder ergens weggesteek is. Nou goed, en dan is daar 'n ander teorie, en dit is dat ons van 'n interessante verhaal lees in die buitebybelse boek, die apokriewe boek, Makabeërs, 2 Makabeërs, hoofstuk 2. En daarin staan daar nou, hou maar in gedagte, dis 'n buitebybelse boek, daar is 'n rede hoekom hy nie in die Bybel is nie, maar daar staan dat Jeremia 'n openbaring van die Here gekry het, en dat hy as gevolg van die openbaring die ark agter hom aangedraai het, of agter hom aan laat aandraai het na die berg Nebo toe, en dat hy daar in die berg Nebo 'n grot gesien het, en dat hy by die grot het hy toe nou die tabernakel, die ark, die altaar en alles het hy daar weggesteek, en toe het hy die grot toegemaak, en dan later het ander mense dit toe nou teruggegaan soontoe, maar hulle kon nie die pad soontoe onthou nie, hulle kon nie weer die grot kry nie, en daarom die teorie dat dit nog ergens in 'n grot is op die berg Nebo op grond van die boek, die buitebybelse boek Makabeërs. 'n Ander teorie is dat die Ethiopiese ortodokse kerk beweer dat die ark in Axum, dis naby die grens met Eritrea, dat hy dat hulle hom daar wegsteek en hom daar bewaar. En so gaan die verhaal dat Menelik die eerste, wat 'n seun was van koning Salomo en koningin van Skeva, onthou die koningin wat by Salomo gaan kuier het, wat so verbaas was oor sy wysheid en sy rykdom, dat hulle toe nou 'n seun gehad het, en dat die Menelik, wat nou die seun was van Salomo by die koningin van Skeva, dat hy op 'n stadium teruggekom het, die ark uit Jerusalem gesteel het, 'n replika agtergelaat het, en die ark toe nou na Ethiopië toe gevat het. Maar die Ethiopiese kerk wil niemand toelaat om te gaan kyk, of die ark te toets, of enige iets nie. So, dis eintlik maar hoogs onwaarskynlik. Nou, die waarskynlikste antwoord wat ek persoonlik dink, is dat toe die Babyloniërs Jerusalem in die tempel 586 voor Christus vernietig het, dat hulle die goud herwin het en die res van die ark vernietig het. Nee, dis hoogs, ja, nie hoogs nie, maar dis onwaarskynlik dat hulle die ark saam met hulle nou Babylon toegevat het, want daar is wel lyste opgegrawe van goeders wat hulle uit die tempel uit verwyder het, en nêrens word die ark vermeld nie. So, hulle kom in, die ark is daar, dis vir hulle maar net 'n kus met 'n klomp goud, hulle haal die goud af, verbrand die hout, en vat dit terug Babylon toe. Maar ek dink dis nie so erg en so belangrik nie. Nee, die belangrike vraag is, as die ark so 'n belangrike item, as die ark nou so belangrik vir die Israelitiese godsdienst, kultus was, nee, en so 'n belangrike rol gespeel het in hulle geskiedenis, hoekom het ons nie vandag nog 'n ark nie? Want, ons lees byvoorbeeld in Jeremia 3 vers 16, wanneer julle vrugbaar is en baie word in die land in daardie dae, sê die Here, sal niemand meer uitroep die verbondsark van die Here nie. Dit sal nie meer in iemand se gedagtes opkom nie. Niemand sal dit eers meer noem of dit mis nie. Niemand sal 'n nuwe maak nie. In daardie tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here, en al die nasies sal in Jerusalem bymekaar kom om die naam van die Here te eer. Hulle sal nie hardkoppig bly nie. So wat Jeremia hierso profeteer, as hy praat van 'n nuwe bedeling van verbondsgemeenskap. Nee, die ark was die Ou Testamentiese simbool van die Here se troon, van die Here se teenwoordigheid. Onthou maar die deksel wat die genade troon van die Here genoem is. En nou voorspel Jeremia eintlik maar 'n tyd waarin hierdie houtkus oorbodig gaan word. Bloot en eenvoudig omdat die Here self by sy volk gaan wees. Nee, in vers 17 vul dit aan as hy sê, maar Jerusalem sal die troon van die Here genoem word. Met ander woorde,
die hele stad en dan uiteindelik die hele wêreld, as mens die res van die gedeelte lees, word noem dit maar die verbondsruimte van die Here, né? En daar's iets van 'n vooruitgryping daar wat Jeremia dan eintlik sê, daar gaan 'n tyd wees wanneer die ark nie meer gaan nodig wees nie. Nou goed, en dan in Christus, Jesus Christus is die ja en die amen op al die beloftes van die Here, né? En dan het ons nie meer 'n ark nodig nie, want in Christus het ons 'n hoëpriester wat reeds deur die hemele gegaan het. Jesus die seun van God, né? En daarom laat ons nou vashou in die geloof wat ons bely het. Met ander woorde, ons het nie meer 'n hoëpriester nodig wat eenmaal 'n jaar in die allerheiligste ingaan en die bloed teen die ark besprinkel nie. En toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur, né? Matteus 27. Ons het nou direkte toegang tot Jesus Christus. Nie meer net 'n sekere iemand wat 'n sekere tyd, een keer 'n jaar na die verbondsark toe kan gaan nie, maar enige tyd, enige plek, enige iemand vrye toegang deur Christus. En omdat ons vir Jesus Christus het ons nie meer artikels nodig om ons te herinner aan wie en wat die Here is, aan sy teenwoordigheid nie. Ons het die Heilige Gees letterlik fisies in ons, God met ons. Nie meer 'n ark nodig nie, nie meer 'n tempel nodig nie, nie meer offers nodig nie. Nou goed, dan sal daar baie interessante gedeelte in Openbaring 11 van die laaste trompet wat blaas en dan word daar ook beskryf na die ark is dan daar weer sigbaar en dan sal daar 'n klomp weerligstrale en goeters wat gebeur, maar dis die laaste trompet in 'n simboliese taal om net eenvoudig te sê dat die Here is daar by hulle, nee, hierdie gesig is nie om te wys na die nuwe hemel, die nuwe aarde, een of ander plek is waar daar hierdie museumartikels is nie, maar die teenwoordigheid, die fisiese teenwoordigheid, kyk God en mense is nou by mekaar, ons bly saam, ons kan die Here van aangesig tot aangesig sien. Hebreërs 4 vers 16 vat dit eintlik so mooi saam en dis waarmee ons ook afsluit. Hy sê kom ons gaan dan. Nee, nou ons het net nou die vorige vers gelees. Die voorhangsel het geskeur, vrye toegang tot die Here. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon. Nee, nou dis presies wat die ark in Engels the mercy seat, die deksel van die ark genoem was. Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered word. Soos as die skrywer van die Hebreërs hier praat van die genade troon, dan verwys hy gebruik die naam wat die deksel van die ark gehad het, maar hy die aard van die saak verwys hy nie, kom ons gaan ergens na Ethiopië toe of waar ook al sodat ons hierdie genade troon kan kry en as ons hom nie gekry het, dan kan ons nie so toe gaan nie. Nee, hy sê deur Christus het ons vrye toegang tot die Vader, kan ons enige tyd, enige plek, kan ons tot die Here nader, kan ons met hom praat, kan ons met hom wees. Ons het nie meer 'n ark nodig nie. En daarom dit bly 'n baie interessante onderwerp en lekker om daaroor te gesels en te wonder. Maar hoe heerlik, ons het vir Jesus Christus, ons is die seun van God, wat aan die regterhand sit, wat vir ons intree, en daarom deur hom en tot hom vrye toegang tot die Vader. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader Here, dankie vir u lig en u nabyheid en dat ons net kan weet, ons kan enige plek met u gesels. Ons hoef nie na 'n plek toe gaan, of 'n spesiale berg, of 'n spesiale gebou, of iets. Nee, oor enige plek waar ons is, kan ons met u praat, wetend dat u ook hoor, dat u luister, dat ons met groot vrymoedigheid tot u kan nader. Dat daar niks is wat ons keer nie, Christus het vir alles betaal. Here, u ken ons elkeen, mag u ons toevou in die sorg, mag u ons dra in die krag gee wat ons nodig het, om werklik te kan lewe tot u eer. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir julle tyd, ek hoop julle het 'n pragtige aand en 'n mooi week verder. Groetnis.